Die Engelse praat altyd van 'n watershed moment. Daai plek waar die oorgang van waar jy iets probeer naboots tot waar jy die trendsetter word. BYD is geen vreemdeling in Suid-Afrika nie. Hierdie is die BYD Shark bakkie. Ek sien hom al so 'n jaar rondry en ek wil nog die hele tyd my beurt kry. Ons het lank gewag. Die bakkie is hier. Ek persoonlik gee vir die Chinese redelike harde tyd, baie van die tyd. En die Shark het my regtig uitgebul. Dit is 'n fantastiese kar, hy ry lekker. Dis goeie kragverbruik. Dis 'n petrol electric hybrid. So jy prop hom in. Hy kan 30 kW laai. Jy kan hom vol brandstof gooi en dan is jou totale ryafstand hier nader aan 700 km. Maar hy het 'n klein troefkaart wat die elektriese voertuie praat van V2G of V2L, vehicle to grid of vehicle to load. Kom ek wys vir julle waarvan praat ons. Ek het vir ons 'n klein koffiemasjienkie saamgebring. Sekere vervaardigers sal vir jou sê 'n voertuig kry wat hulle noem localization, waar jy allerhande plaaslike goed en spesifieke proppe en spesifikasies. Ford se kragpunt binne in 'n Ford Ranger is nou nog 'n 2-punt prop wat nie regtig met die vierkantige blokkies vir die Europese mark. En hier sê die Chinese vir ons 'n bakkie gebring met 2 kragproppe hier agter in die bak, wat 'n 3-punt Suid-Afrikaanse prop is. Ek kan hom dan letterlik hier aansit, my koffiemasjienkie aanskakel en ek gaan vir ons gou vir ons BYD vra om vir ons 'n espressootjie te maak. Nou, almal gaan waarskynlik nie met 'n koffiemasjien en Marula bekers rondry nie, maar vir die ou wat gou 'n grinder wil inprop of 'n swysmasjien, hierdie kar kan 6 kW uit sy battery uittrek. En 6 kW is baie. 'n Ketel is omtrent 1,5, dalk 2 kW. So grinders, swysmasjiene, sulke goed as jy gou iets met sny of swys uit in die veld of koffie maak. Hey BYD. What's up? Tune the radio to 104.2 FM. So hy vertoon beter al klaar vir 'n paar jaar en ek dink vanjaar gaan hy nog steeds die betere mark wees. Die BYD is 'n inprop hybrid, is 'n 2 liter turbo petrol enjin en elektriese motors. 'n Mens kan hier met die skakelaar verander tussen EV of HEV, electric of hybrid electric. Jy kan die klappie agter oopmaak, maar daai is nie belangrik nie. Hier in jou energy, jy kan vir hom sê, wil jy die battery op 'n sekere persentasie hou, moet hy nie die battery hou nie, kan hy al die krag, die elektriese krag opgebruik, charging en discharging, al daai opsies, daai met die koffiemasjien, die vehicle to load, stel mense hier binne. Mens kan letterlik, daar is agter die agterste sitplek is daar 'n multiplug of 'n prop wat jy daar kan inprop en dan kan jy letterlik in load shedding jou huis van jou kar af en dan wanneer die krag weer aankom dan laai jy weer die voertuig. Dit klink als vreeslik ingewikkeld, maar die kar is so maklik soos val in die bad. Jy klim in, jy sit hom in drive of in reverse en jy ry. So ek hoor mense sê R1 miljoen vir 'n bakkie is dalk baie. Maar hier sit ons met 'n bakkie en 'n kragstasie, aangesien ons huis in die bakkie kan inprop. Nou Eskom het 3 of 4 miljard en omtrent 10 jaar oor begroting gegaan met Kusile en Medupi. En hier sal BYD vir jou kragstasie en 'n kaartjie vir R1 miljoen. Ek dink dis 'n baie.